Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in Vredenburg by Grace Cafe en ons wil net vir hulle sê baie dankie vir die gebruik van hulle perseel alweer. En ek kuier eintlik vandag met 'n ou bekende. Sy het net 'n ander hoed op. Hallo Adri. Hallo, Hoe gaan dit? dit gaan met my baie goed, dankie. En vertel gou vir ons kykers, hoekom het ons jou die eerste keer gesien? Die eerste keer het ek en my suster vir julle kom sien, ons het 'n banierbesigheid begin, wat backdrops is vir partytjies en waar jy agter foto's kan neem en so aan. So as jy 'n partytjie het of 'n spesiale geleentheid of net mooi familiefoto's wil neem, dan huur jy 'n banier by ons, slaan dit op en dan kan jy die mooiste foto's neem. En daai besigheid is nog steeds aan die gang. Hy is nog steeds aan die gang, exclusive event banners, ons is op die Facebookblad, so gaan soek ons net, ons wag vir julle oproepe. Nou ja julle, dit is nou Kersfees en dit is Nuwejaar en dit is partytjie tyd en dit is allerhande goeders en verjaarsdae. Allerhande spesiale geleenthede. Ek sal vir julle weer verwys na hulle Facebookblad toe. Maar vandag Adri, is ons hier vir iets anders. Ja, Want bo en behalwe vrou en ma en besigheidsvrou en al die goed waar jy betrokke is, skryf jy ook. jy laat my baie belangrik klink as ek klink dat jy sê, ek skryf ook. Bo dit alles ook, of saam met dit alles, is ek 'n ouma. 'n baie trotse ouma van 4 kleinkinders. Fantasties. Ek is in bevoorregte posisie wat 2 van my kleinkinders hier op die dorp bly naby my, maar 2 van my kleinkindertjies is in Hong Kong ver. My seun werk ver, hy en sy vroutjie in Hong Kong. So, ja, ek is nie eintlik 'n skrywer van altyd af nie. Dis my eerste boek wat ek gepubliseer het. En ek moet vir jou sê, dat het met baie gebed saamgegaan, want dit was nie my eerste keuse nie. Ek is my lewe lank 'n ma en 'n huisvrou. Ek sorg dat my man en my kinders goed gaan, en nou met my kleinkinders goed gaan, en toe die Here iets op my hart gelê om te doen. Ja, dit is hoe ek begin skryf het. Fantasties. En toe, hoe dit begin dat jy kinderboeke wil skryf? Okay. So, wat gebeur het is ek het laas jaar vir my kleinkinders gaan kuier, vir my kinders en my kleinkinders gaan kuier in Hong Kong, en ons oudste kleinkind is 4 jaar oud, en ek is baie lief vir die Here, en my kinders is lief vir die Here, en toe het ek en Altis, my oudste kleinkind, het 'n baie mooi verhouding, ons is baie lief vir mekaar, erg oor mekaar, maar ek dink al die oumas voel so, maar klein Altis en ek gesels lekker en so aan, en op 'n manier het dit gekom dat ek vir hom gevra het, Altis, do you know who is Father God? Want hulle is Engels. En toe kyk hy my so met 'n frons, toe sê hy vir my, ouma, who is Father God? En onmiddellik toe staan daar so 'n viesheid in my op. Toe dink ek, Here, dis nie reggie, my kleinkind is 4 jaar oud, hy moet mos nou al geweet het. Ja. En weet jy wat, van daar af het dit maar net begin rol, dat ek gevoel het, die Here sê, ek moet iets doen daarmee. Sê ek, wat Here, want ek wil nie op my kinders se tone trap nie, hulle is pragtige ouers, hulle is baie goeie kinders, en ek wil nie 'n plek vol staan wat nie my plek is om vol te staan nie. Maar ek het gevoel, die Here druk dit op my hart en druk dit op my hart, en toe, in April maand, toe het ek weer laas jaar gaan kuier iewerste, en toe is die situasie dieselfde, en hierdie jaar April toe kom kuier hulle hier, en toe voel ek die Here sê het baie duidelik vir my, het eintlik bevestig deur iets spesifiek wat gebeur het, en toe besluit ek, okay Here, ek sal dit doen, maar ek weet nie waar om te begin nie. En dis eintlik hoe die boek begin het, en ja, so... Jy het nou die boekie in Afrikaans en Engels, wil jy nie net vir ons kykers bietjie wys nie? Ja, so die boekie se naam is Who is God, en dis die Afrikaanse enetjie, Wie is God? My kleinkinders wat hier so bly in Suid-Afrika is Afrikaans, en die wat in Hong Kong bly is Engels. So, ek het gevoel ek moet dit vir hulle in al 2 tale doen, want dit gaan nou nie net vir my kleinkind in Hong Kong wees nie, kinders daar wees nie, maar ook vir hierso. So, en toe voel ek die Here sê, begin met die basis, begin by wie is ek, en dis hoe die boekie begin het, Anita, dit is 'n challenging, ek weet nie wat Afrikaanse woord daarvoor nie,
uitdaging gewees, want soos ek sê, ek is 'n huisvrou, ek is 'n ma, ek voel altyd, vra my iets oor naaldwerk, ek sal vir jou kan antwoord daar. maar die boek skryf maar die Here het vir my so baie gehelp en ek het vriende gehad langs die pad, onder andere my pastoor Landa by die West Coast Vineyard Kerk wat my op die regte pad gesit het van uitgewers en die persoon het my weer op die pad gesit van illustreerders. So dit was regtig 'n journey, maar nou moet ek vir jou sê, toe voel ek op die Here sê hierdie is die eerste een van 'n reeks. So op die boekie staan dit Ja, dit is 'n Oumi Adri reeks. In Engels is dit Oumi Adri series. So die volgende een van die volgende fundament van Jesus of dan die volgende een die Bybel. Hoe dit ook al sê, dit gaan op mekaar volg. Ja, so Adri, is dit self leesboekie of is dit 'n ouer lees vir kind boekie? Ja, dit is definitief 'n ouer ouma, oupa, onderwyser lees vir kind boekie. Toe ek nou begin het met die boek, toe is daar 'n hele paar van my vriendinne wat sê hulle kinders bly in die buiteland of hulle weet van mense wat buite en die kinders kry nie die opvoeding in die woord soos wat hulle dit sou gekry het, ek sê as hulle in Suid-Afrika was nie, of as hulle jy weet, as hulle 'n kerk gehad het, waar hulle kon gaan waar hulle tuis gevoel het. So toe voel ek ook, dit moenie net vir my kleinkinders wees nie. Dit moet vir alle kinders daar buite wees. So en dit is hoe dit begin het, dat ek toe besluit het, dit is nie net vir my kinders nie, dit is vir ander kinders en dit is soos ek sê vir ouers en oumas en oupas en onderwysers, waar ook al kleuterskole of kinderkerkklassies. As jy nie weet waar om te begin nie, voel ek dit is 'n goeie basis om mee te begin. Fantasties. Adri, waar gaan ons kykers nou hierdie boekies in die hande kry? So, die boekies kan hulle op my webtuiste kry. Die webtuiste is www.oumiadri.co.za. Op die webtuiste is daar ook gratis aflaaibare aktiwiteite wat saam met die boekie gaan, inkleer, calabash numbers, nommertjies skryf, allerhande interessante goed wat alles rondom die tema gaan van wie is God. So dat jy kan dit daar kry, as jy die boekie ook sommer net by 'n winkel wil koop, hulle is by Exclusive Books beskikbaar, as by Bargain Books beskikbaar. As jy sukkel om 'n ISB nommer te kry, kan jy vir my kontak, ook daar op Oumi Adri, dan sal ek vir jou ISB nommer gee as jy hom wil bestel by 'n boekwinkel, kom ons sê jy sit nou bo in Mpumalanga of waar ook al. Ja, dit is hoe dit werk. Nou ja, julle dit en sy het iets gesê wat my regtig aan die hart geraak het ook, is die vryheid wat ons in Suid-Afrika het om ons kinders te leer. So dit is iets wat elke ouer, elke ouma, elke oupa, elke leerder, elke persoon wat onderrig gee. Ons het so vryheid in Suid-Afrika. Ons praat net altyd oor die slegte dinge wat in ons land gebeur. Ons praat nooit oor die goeie dinge nie. Here, ons het soveel vryheid in Suid-Afrika. Ons moet die Here dankie sê vir die land waarin ons lewe. En ons het nie net die vryheid nie, dis 'n pragtige land trek. Dis waar. Adri, ons wil net vir jou sê baie dankie dat jy vandag vir ons kom kuier het en dat jy jou ouma Adri hoedjie op het vandag. En ons gaan definitief weer met julle gesels oor die events banners, want soos ek vir julle sê, feesgety is hier. Dis hy. Die jaar het vinnig gehardloop. En ons moet regmaak, want ons moet ook ons gesinne in 'n mooi gees by ons huis verwelkom en bederf. Net so. Dankie Adri. Dankie vir julle hoor. Dankie. Totsiens. Totsiens julle.